Ons kom nou by die tweede sessie van ons toerusting hierdie week. Ek het nou gesê dat ek dink ons gaan dalk in 2 sessies te doen, maar ek wonder of ons nie tog om skuif na 3 sessies toe nie. Anders gaan hierdie tweede sessie dalk 'n bietjie te lank word. Maar goed, in die tweede sessie is ons nou in Genesis 18 vers 16 tot by vers 33. En as ons hier in Genesis 18 vers 16 tot by vers 33 is, dan is dit nou agtermiddag, waar die 3 besoekers het nou klaar geëet daar by Abraham, en tussentyd het ons agtergekom, die een van hulle, die Here, ander 2 engele, wauw, hier is net groot, die Here bevestig weer die belofte van die kind, spesifiek is sy fokus op Sarah, en ons kon wonderlike goed leer. Dit is die eerste fokuspunt van hierdie 2 hoofstukke. Nou, as ons nou in vers 16 aanlees, dan kom ons by die tweede fokuspunt. En die tweede fokuspunt vat ons eintlik tot by vers 21. So ek sou lees tot so by vers 21, dan ook lees tot by vers 22, want dit is waar die 2 engele dan nou aanbeweeg na Sodom toe. En van vers 23 af is die Here en Abraham alleen. So dis 'n bietjie van 'n breek daar, en dan praat die Here en Abraham nou verder. Maar so ek sal eers lees tot so by vers 22, en dan sal ek so 'n bietjie stop en sê, wat is die belangrike ding wat ons hier moet raak sien? Dis die tweede fokuspunt. Die belangrike ding wat ons hier moet raak sien, is dat die Here vir ons hier wys hoekom hy vir Abraham nie net die belofte van die kind gee nie, en ja, die belofte van die kind en die evangelie gee, maar ook hierdie storie vir hom vertel, of hierdie belangrike waarheid vertel van die oordeel wat hy nou gaan bring oor Sodom en Gomorra. En daar is 2 redes hoekom die Here vir Abraham ook die oordeel bekend maak, en nie net die belofte van die evangelie van die kind wat gebore gaan word nie. En ons kry dit as ons daar in vers 17 en 18 lees, dan kry ons die eerste rede, en vers 19 die tweede rede. Vers 17 en 18 sê, daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. En dan is die antwoord, nee, die Here gaan vir Abraham beslis vertel wat hy gaan doen. Die Here gaan vir Abraham sy raadsplanne bekend maak. Die Here gaan vir Abraham sy koninkryk van God, die koninkrykplan bekend maak, en wat dan insluit ook die oordeel wat nou oor Sodom en Gomorra gaan kom. Nou wat ons moet raak sien is, hoekom doen die Here dit? Want Abraham staan in die spesiale verhouding met die Here. Abraham is deur die Here geroep toe hy daar in Ur was. Die Here maak van Abraham sy disipel. Die Here gee vir Abraham hierdie wonderlike belofte. Hy bevestig aan mekaar die belofte van die kind wat gaan kom. En die Here gee 'n teken van besnydenis, wys dat daar 'n verbondsverhouding is. So Abraham is in 'n spesiale verhouding met die Here, en daarom maak die Here aan hom sy planne bekend. Nou, hier is 'n belangrike ding wat ons moet raak sien. Hierdie spesiale verhouding waarin Abraham met die Here staan, word op ander plekke in die Bybel 'n vriendskapsverhouding genoem. As ons lees in 2 Kronieke 26 vers 7 en Jesaja 41 vers 8, sien dit ook in Jakobus 2, dan sien ons dat Abraham word 'n vriend van God genoem. En dis wonderlik. In 'n spesiale verhouding met God noem God vir Abraham sy vriend. En aan jou vriende maak jy jou geheime bekend. Goeie vriende, aan goeie vriende deel jy jou hart. En dan sien ons hoe die Here dit hier doen. Hy wil vir Abraham deel in die kennis van wat die Here besig is om te doen in hierdie wêreld. As Abraham volgende oggend gaan wakker word en hy sien Sodom en Gomorra is verwoes,
Abraham nie dink is maar net 'n toevalligheid en jy gaan weet, die Here was hier aan die werk. Weet julle, nou is dit so met ons ook. Dit is eintlik nie so wonderlik. Jesus sê in Johannes 15 vers 15 vir sy disippels, ek noem julle my vriende. Nie diensknegte nie. 'n Mens maak aan 'n diensknegt nie alles bekend nie, maar aan jou vriende maak jy alles bekend. En dan sê Jesus, dis wat ek met julle gedoen het. Ek het julle die hele heilsplan van God kom bekend maak. En deur die Heilige Gees maak die Here Jesus dit bekend aan sy disippels, aan sy apostels, sodat ons uiteindelik die hele Nuwe Testament het tot by die boek Openbaring. Die Here noem ons sy vriende en aan sy vriende maak hy bekend wat hy in hierdie wêreld doen. Wonderlik, sodat wanneer ons in hierdie wêreld lewe, ons kan weet, dit wat hier om ons aan die gang is, nie maar net toevallighede nie, nee, God is besig om sy groot plan te laat uitwerk. Die Here wys nie vir ons elke detail van gebeur nie, sekonde van gebeur nie, maar hy wys vir ons in sy woord, Ou Testament en Nuwe Testament, sy hele plan tot aan die einde, tot by sy wederkoms. Hy maak dit ons bekend. Hoekom? Want ons staan in die wonderlike verhouding met hom. Hy is ons God, ons word sy volk. Hy is ons Vader, ons word sy kinders. Jesus is ons Here en ons broer, hy noem ons sy vriende. Wonderlik, dan maak hy aan ons sy planne bekend. Nou, dit is die eerste rede hoekom die Here die Sodom en Gomorra geskiedenis vir Abraham openbaar, is omdat Abraham in hierdie spesiale verhouding met God staan. Maar daar's nog 'n rede, en dis 'n baie belangrike rede ook, en dit sien ons in vers 19. Kom ons kyk wat staan daar. Want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. So dit is die rede. Die rede hoekom die Here Abraham sê, luister Abraham, ek bring oordeel oor Sodom en Gomorra. Ek sê dit vir jou nou voor die tyd. Hoekom? Want ek, die Here, het Abraham verkies dat Abraham aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou. Dit is die groot doel daarmee, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor Abraham gespreek het. Hier is 'n interessante ding wat ons nou moet probeer verstaan. Dis baie belangrik, die eerste waarheid wat ons hier moet raak sien, is dat Abraham het 'n baie belangrike roeping daar in sy huis, en ook na Abraham, Isak en Jakob, en uiteindelik ook ons. Ons het 'n baie belangrike roeping, en dit is om vir ons kinders te vertel, en ons kinders op te roep om te sê, luister ouens, ons moet in die weg van die Here wandel. Ons moet die Here volg. Ons moet Jesus volg en agter hom wandel, en Jesus doen daai pad waarop ons agter hom moet aangaan, die smaalweg. Ons moet op daai pad wees. Daar's 'n ander pad. Die Here praat oor daardie pad daar in Matteus 7 ook, die breë weg, en daardie breë weg is die pad wat hel toe gaan. Ons moet nie op daardie pad wees nie. Nee, ons moet die Here volg op die weg van die Here. Want hoekom? Wel, sodat die Here oor ons kan bring wat hy gespreek het aan Abraham. Wat is dit? Ek julle God sal wees, en julle my volk sal wees, en dat ek die beloftes van die verbond aan julle waarheid sal maak. Dit gebeur nie op die breë weg. Dit is wat ons kinders moet vertel. 'n Lewe in goddeloosheid op die breë weg bring jou in die hel. Dit bring jou nie in 'n verhouding met die Here nie. Dit laat jou nie die beloftes van verbond indeel nie. Nee, ons moet die Here volg. Ons moet dit vir ons kinders vertel. Waar? Ons moet ons kinders oproep om dit te doen. En nou, dis omdat ons hierdie roeping het, en Abraham hierdie roeping het om dit te doen, dat hy ook vir ons die Sodom en Gomorra geskiedenis was. Dis wat vers 19 sê. So kom ons dink nou 'n bietjie hierop.
Uiteindelik word Isak nou groot. Isak is so 15 jaar oud, sê nou maar. En nou is hy en sy pa Abraham besig met hulle werk, dalk besig om skape te skuif en dan gaan hulle in hulle werk verby Sodom en Gomorra. Isak kyk na die besigheid en sê, ja, pa, wat op aarde het hier gebeur? Hier was 'n mooi stad nie te lang terug. Maar dit is nou net ruïnes, wat op aarde het gebeur? En dan sê Abraham van luister, weet wat het hier gebeur? Wat hier gebeur het is nie maar net 'n natuurlike toevalligheid nie. Wat hier gebeur het, is die oordeel van God. Isak, jy moet vandag baie mooi raak sien. Wat hier gebeur het is die oordeel van God. Weet jy hoekom? Want hierdie mense wat in die stad gebly het, was verskriklik goddeloos. Hulle het nie op die weg van die Here gewandel nie. Hulle het op hulle eie weg gewandel. Hulle het goddeloos gelewe. Ons gaan nou nog sien hoe goddeloos. Maar dit goddeloos gelewe en toe het God se oordeel oor hulle gekom. So Isak, wat sê dit vir my en jou? Dit is tog altyd belangrik. Isak, wat sê dit nou vir my en jou? Wat is die toepassing vir my en jou? Al moenie op dieselfde pad wees as Sodom en Gomorra, want op die pad van Sodom en Gomorra kry jy God se oordeel, nie God se verbondseën. Okay? Waar kry jy God se verbondseën? In verhouding met God. Wanneer jy bekeer en die Here volg. En jy luister na sy stem en doen wat hy sê. En daar kry ons verbondseën. Nou vra Isak nog 'n vraag. Pa, verdien ek God se verbondseën deur die Here te volg en te doen wat hy sê? Nee, sê Abraham, nooit nie. Ons verdien nooit nie. Wat ons kry is uit genade. Maar jy kry nie genade op die breë weg. Daar, waar Sodom en Gomorra, op die pad waar Sodom en Gomorra was. Nee, ons kry genade by die Here. Ons kry verlossing uit genade alleen by die Here. Nie by Sodom en Gomorra nie. Dis bekeer na die Here toe. Isak, kom. Jy die teken van besnydenis, daardie teken van besnydenis sê vir jou dat die Here alles, sê vir jou wat die Here vir jou doen uit genade alleen, maar daardie teken van besnydenis sê dis ook vir jou, kom na die Here toe, by wie jy verlossing uit genade alleen vind. Moenie by Sodom en Gomorra bly nie, en moenie op hulle pad wees nie. So die Here gee eintlik hier vir Abraham, en vir Abraham se nageslag en uiteindelik vir ons 'n hulpmiddel in ons kinders se opvoeding. Hy gee vir ons die Sodom en Gomorra geskiedenis sodat ons vir ons kinders kan vertel, kyk hoe lyk dit as jy lewe op die breë weg. So, en dit help ons om die skrikwekkendheid van sonde en God se oordeel te sien, help ons om te sien dit is nie die moeite werd om daai pad te loop. Kyk bietjie weg van daardie gemors af en daardie oordeel na die Here toe. Dit wat gee hy. Dis beter by die Here. Kom, ons draai weg van die breë weg en ons volg die Here. So dit is die belangrike tweede fokuspunt wat ons hier moet raak sien. Nou, as ons dan nou van daar af aanlees, kom ons by vers 22 en dan staan daar toe het Abraham daarvandaan. Toe het die manne daarvandaan weggegaan en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. So nou op hierdie stadium, nadat ons nou die tweede fokuspunt was, by die tweede les was, bly ons nou saam met Abraham alleen by die Here oor die twee manne, die engele, gaan nou na Sodom toe en ons ontmoet hulle weer in Hoofstuk 19 vers 1, maar ons sal nou daar kom. Ons kyk nou wat gebeur toe die Here en Abraham nou so alleen is. En dis die derde fokuspunt waarby ons wil stil staan. En in hierdie fokuspunt moet ons die Here raak sien. Ons moet die Here raak sien en ons moet Abraham raak sien. En in Abraham is skaduwee na Christus toe, heenwysing na Christus toe. Wat moet ons van die Here raak sien? As ons deur hierdie gedeelte lees, dan moet ons sien die Here tree op, hy los goddeloosheid nie, maar dan is hy, wanneer hy optree teen goddeloos is, absoluut regverdig, en dit sien ons in versie 20 en 21, waar daar staan verder die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en die sondes is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep
oor hulle is wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Dan beteken dit die Here weet op die oomblik nie eintlik presies wat daar aangaan. Nee, die Here weet presies wat daar aangaan, want die Here is alomteenwoordig, die Here is alwetend, maar wanneer hy so praat met Abraham, dan wil hy daarmee vir Abraham wys en openbaar. Ek is 'n God wat optree, en ek is 'n God wat absoluut regverdig is. God straf nooit, sommer maar net nie. Nee, hy is absoluut regverdig. En ons sien dit ook verder aan in die gesprek wat Abraham het met die Here, daar van vers 23 af, en Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad, sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar nie, terwille van die 50 regverdiges wat daarin is. Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde nie reg doen nie. Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar en om hulle ontwil. En dan gaan Abraham so aan en hy aanpraat met die Here tot uiteindelik kom by 10. Sal u plek spaar as daar 10 regverdiges, daar sê die Here. En wat ons hier moet raak sien is dat die Here net regverdig is, en uiteindelik ook lankmoedig is en genadig is. Hy spaar 'n hele stad vol goddeloses, as daar net 10 regverdiges is. Maar bottom line is, die Here sal nie regverdiges saam met goddeloses laat omkom. Die Here is absoluut regverdig. Dis wat ons hier moet raak sien. En dan die volgende ding wat ons hier moet raak sien is, die Here verhoor toe vir Abraham. Ons sien dit as ons nou ons Bybels omblaai na hoofstuk 19 toe, vers 27 tot 29, daar is ons nou op die volgende dag, so oggend, vroeg. Ons is hier in hoofstuk 18, waar Abraham nou met die Here praat, laatmiddag, hy bring die besoekers weg, dis al skemer-aand, en in hoofstuk 19 vers 27 is op die volgende dag. Abraham het vroeg in die môre aan die plek, waar hy voor die aangesig van die Here is, gestaan het gegaan. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smelter, geweldig, en die Here se oordeel. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering, toe hy die stede omgekeer het, waar Lot woonagtig was. Die Here dink aan Abraham. Dit beteken die Here verhoor Abraham. Abraham het vir die Here gesê, Here, u sal tog nie die regverdiges saam met die onregverdiges ombring. En die Here saam. Daar was toe nie 10 ouens in Sodom wat regverdig is nie, dis hoekom die Here die stad nie gespaar het nie. Maar Lot was regverdig. Die Here red vir Lot daarin. Nou as Lot regverdig is, beteken dit nie Lot doen die sonde nie. Ek dink op hierdie stadium is Lot al so vrot van sondes en homself kompromie aangegaan deur daar in Sodom te bly, dis net nie snaaks, maar Lot is regverdig uit genade alleen, en daarom kom hy nie in die oordeel. Nou sien ons hoe die Here uiteindelik Abraham verhoor, en dan omdat die Here Abraham verhoor, Abraham ingetree het vir die regverdiges, en dan ook vir Lot. Daarom kom Lot nie in die oordeel. Geweldig, net. Abraham tree in. En so wys Abraham vir ons weer na Jesus. Jesus, wat vir sy disippels intree. Ons sien dit daar in Romeine 8, Hebreërs 7, 1 Johannes 2. Jesus tree vir ons in. Weet julle, dit is net so wonderlik. Jesus tree vir ons in. Johannes 11 vers 42 sê, God verhoor hom altyd. Jesus bid vir ons by die Vader. Jesus is ons advokaat wat vir ons optree by die Vader. En die Vader verhoor hom altyd. Jesus bid vir ons verlossing. Jesus bid vir ons bewaring.
Daarom is ons verlos en word ons bewaar. Nou, kom ons stop op hierdie punt, net sluit ons hierdie sessie af, en dan gaan ons in die volgende sessie in op die 4de en die 5de fokuspunt wat ons moet raak sien hier in Genesis 18 en 19.